Goeiedag, Louis van Good News Media hier, baie welkom by ons op hierdie goeie Vrydag. Kom ons begin deur te luister na Piet Smith met Echoes of the Cross. Can you hear the echoes of the hammer falling on the wooden cross? Can you hear them as the blood flows? The echoes of the cross. And can you hear him weeping as the Father turns his face, forsaken by earth and heaven, with the nails and the thorns of grace, and with every hammer blow, God's work was made complete. Our sins exchanged for his righteousness through willing hands and feet. And can you feel the crushing weight of our sins upon his back, as he hangs in pain and nakedness, while the Roman soldiers laugh? And can we ever comprehend it pleased God to crush his Son, that through this just injustice could such a mercy come? What can you dare imagine how this wrong could be so right? Through the echoes of the cross, his death has brought us life. Oh, now I cannot be silent. No, I cannot be still. What Christ has done for you and me still echoes from Calvary's hill. Can you hear the echoes of the hammer falling on the wooden cross? Can you hear them as his love flows? The echoes of the cross. The Lord Jesus willingly gave his life on that cross for you and me, just because he loves us. And all he's asking in return is, follow me. Ja, hier is ons by mekaar om die woord van God. Kom ons lees Johannes 19. Ons gaan die hele hoofstuk lees, daai gebeure rondom die kruis. Goeie Vrydag gebeure. Kom ons kyk na Johannes 19. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel.
En die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en het op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp en gesê: "Wees gegroet, koning van die Jode," en het hom in die gesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buite toe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring vir hom wat na julle toe buite toe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: "Daar is die mens." En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê: "Kruisig hom, kruisig hom." Pilatus sê toe vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom toe en sê: "Ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het." En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer paleis ingegaan en vir Jesus gesê: "Van waar is hy?" Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. Pilatus sê vir hom: "Dit is Jesus. Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om u te kruisig en die mag het om u te laat gaan nie?" En Jesus antwoord toe vir hom: "U sou geen mag teen my gee as jy dit nie van bo gegee was nie. Daarom het hulle wat my aan u oorgelewer het groter sonde." Hierop het Paulus probeer om hom los te laat, maar die Jode het harder en harder geskree: "As jy hom loslaat, is hy nie die keiser se vriend nie." En elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus buite toe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat Plaveisel genoem is, in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode: "Daar is julle koning." Maar hulle skreeu: "Neem hom weg, kruisig hom." Pilatus sê toe vir hulle: "Moet ek julle koning kruisig?" Die owerpriesters antwoord: "Ons het geen koning behalwe die keiser nie." Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het dus Jesus sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hom gekruisig het saam met 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe: Jesus die Nasarener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. En dit was geskryf in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die hoofpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: "Moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het dat hy die koning van die Jode is." Paulus het geantwoord: "Wat ek geskryf het ek geskrywe." En toe die soldaat Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, een vir elke soldaat, 'n deel en toe die onderkleed, maar omdat die onderkleed in 1 stuk gehekel was sonder 'n naad van bo na onder, het hulle vir mekaar gesê: "Laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie se dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp." Dit het die soldate dan so gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy baie lief gehad het, het hy gesê: "Vrou, daar is die seun." En daarop sê hy vir die disipel: "Daar is jou moeder." En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was sodat die skrif vervul sou word, het hy gesê: "Ek het dors." En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hy het 'n spons geneem en het vol asyn gemaak en het by die sopstengel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy: "Dit is volbring."
tetelestai. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van hierdie Sabbat was groot, het die Jode vir Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het dit getuig en sy getuienis is waaragtig en hy weet dat hy die waarheid spreek sodat jy kan glo. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Na al hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat en hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal en nag na Jesus gegaan het ook gekom met 'n mengsel van mirre en aloe, omtrent 100 pond in gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog niemand ooit tevore neergelê was nie. Daar het Jesus het toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Ons teksvers vir hierdie Goeie Vrydag is Johannes 19 vers 30. Toe Jesus die suurwyn, dit is die asyn, ontvang, het hy gesê, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Vandag staan ons op heilige grond. Ons herdenk Goeie Vrydag, 'n dag gevul met diep droefheid, maar ook met 'n onbeskryflike hoop. 'n Dag waarop ons stil staan by die kruis van ons verlosser Jesus Christus. 'n Dag waarop die duisternis oor die aarde gekom het, maar ook die lig van God se liefde helderder as ooit tevore geskyn het. Ons fokus vandag op 'n enkele kragtige uitspraak uit die mond van God, Jesus self. Op sy laaste oomblik aan die kruis sê Jesus, tetelestai, dit is volbring. Hierdie woorde is so kort en kragtig en tog so omvangryk, dra gewig van betekenis wat ons verstand ver te bowe gaan. Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, dit is volbring? Wat was volbring? Kom ons kyk na die konteks van hierdie uitspraak. En Jesus het reeds ure van onbeskryflike pyn en lyding weerstaan. Hy is verraai deur een van sy eie, verwerp deur sy eie volk, onregverdig verhoor, wreed gemartel. Hy het die volle gewig van die wêreldse sonde op sy skouers gedra, hy die pyn van fisiese mishandeling, die smart van emosionele verwerping en die verskriklike verlatenheid van God ervaar. Tog, op hierdie oomblik van uiterste swakheid spreek hy hierdie woorde met 'n krag en 'n gesag wat net van God self kan kom. Dit is volbring. Wat is dit wat volbring is? Eerstens, die lyding van Jesus was volbring. Sy aardse reis gekenmerk deur liefde, diensbaarheid en uiteindelik offerande het sy hoogtepunt bereik. Die beker van God se toorn oor sonde wat hy in die tuin van Getsemane gevrees het, soos dink aan Matteus 5:26 rond, is nou tot die laaste druppel gedrink. Daar was niks meer wat hy vir ons redding moes deurmaak nie. Sy fisiese en emosionele lyding het tot 'n einde gekom. Tweede plek, die wet van God is volbring. Jesus het nie gekom om die wet af te skaf nie, maar om dit te vervul, soos Matteus 5 vir ons sê. Hy het 'n volmaakte lewe gelei sonder sonde en sodoende die wet ten volle nagekom. Die offers wat in die Ou Testament voorgeskryf is, was slegs maar 'n skaduwee van die volmaakte offer
wat hy vir ons sou bring. Deur sy dood aan die kruis het hy die finale en die ewige offer vir die sonde gebring. Hebreërs 10:10 sê vir ons, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. Derdens, die profesieë van die Ou Testament is volbring. Vir eeue en eeue het profete gepreek van die Messias wat sou kom, wat sou ly en sterf vir die sondes van sy volk. Jesaja 53 beskryf op 'n aangrypende wyse die lyding van die diensknegt van die Here. Hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus se dood aan die kruis was die finale vervulling van hierdie en talle ander profesieë. Maar die betekenis van dit is volbring strek baie verder as dit. Dit beteken dat die werk van versoening volbring is. Die skeiding wat sonde tussen God en die mens gebring het, is deur die offer van Jesus oorbrug. 2 Korintiërs 5:21 sê vir ons, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons in hom die geregtigheid van God kon word. Deur sy dood het Jesus die prys vir ons sonde betaal. Die skuld wat ons voor God gehad het, het hy uitgewis. Die weg na God is weer oopgemaak. Dit beteken dat die mag van sonde en dood gebreek is. Alhoewel Jesus gesterf het, was die dood nie die einde nie. Sy opstanding 3 dae later bewys vir ons dat die dood geen houvas op hom gehad het nie. Deur sy oorwinning oor die dood het hy ook vir ons die hoop op die ewige lewe gegee. 1 Korintiërs 15 sê vir ons, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Hel, waar is jou oorwinning? Maar dank aan God wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Wanneer ons vandag hierdie kragtige woorde hoor, dit is volbring, tetelestai, moet ons besef wat dit vir ons beteken. Dit beteken dat ons nie langer onder die slawerny van die sonde hoef te leef nie. Die prys is betaal, die skuld is vereffen. Ons kan vry wees. Dit beteken dat ons verhouding met God herstel is. Ons kan met vrymoedigheid na hom toe kom. En die wete dat ons deur die bloed van Jesus gereinig is. Dit beteken dat ons hoop het wat verder strek as wat ons graf is. Deur Jesus se opstanding het ons die versekering van die ewige lewe by God. Maar hierdie woorde bring voor ons ook 'n verantwoordelikheid. Ons wat die genade en die vryheid ontvang het, wat deur Jesus se voltooide werk moontlik gemaak is, moet nou leef in die lig van hierdie waarheid. Ons moet leef as mense wat verlos is, wat vrygemaak is, wat 'n nuwe lewe in Christus ontvang het. Ons moet die liefde wat God vir ons in Christus geopenbaar het uitstraal. Ons moet getuig van die hoop wat in ons is. Ons moet leef tot eer van hom wat alles vir ons volbring het. Op hierdie goeie Vrydag staan ons stil by die kruis. Ons sien die onbeskryflike offer van Jesus. Ons hoor sy laaste woorde, dit is volbring. Mag hierdie woorde diep in ons harte ingegraveer word. Mag ons die volle betekenis daarvan verstaan en mag ons lewens vir altyd verander, want dit is volbring. Ja, maar Vader, is goeie Vrydag en ons dink so aan die seun aan die kruis. Sy lewe afgelê vir ons om vry te word van sonde, vergeef te word, herenig te word met U wat God is. En aan die kruis te sê, dit is volbring. Dankie Here Jesus vir U volmaakte offer. Mag ons dan nou in hierdie wete dat U dit vir ons volbring het, leef elke dag. Mag ons so leef dat ander wat U nog nie ken nie, U in ons kan raak sien. Kan besef dis ook vir hulle volbring. Vader, ons gee aan U die eer, ons maak U naam groot. Ons is stil by U
want dit is werklik volbring. Amen. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Kom ons gaan hierdie wêreld in, want dit is volbring. Tot ons weer kuier.